Hallo, baie welkom by ons pitstop vandag. Ons is baie bevoorreg om vir dokter Tom Smit hier so by ons te hê, maar hy is net Tom. Ek gebruik net daai titel as ek iets moet reg. Ja. Dis is ons die dom in die kaart gooi. Tom is baie vliegtuig aan toe dokter. Nie daai tipe. Ek kan jou nie help nie. Tom is hier so by ons gemeente vir Pinkster en dit was vir ons regtig verrykend en sommer net sy hele persoon wie hy is was goed vir my gewees en ek vir Verlien ook en vir ons gemeente ook en dis vir ons lekker om sommer net met jou te kan gesels vandag. Tom, hy het 'n boek geskryf. Verlien gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê. Sy het hom gelees, ek het hom nou nie gelees nie, so ek het hom van Tom gehoor terwyl hy hier by Pinkster was. So baie welkom hier by ons, Tom. Dankie, dit is so lekker om by julle te kuier. Ek het vir beide vir julle gesê ek het so 'n bietjie van 'n kerkcrash op julle vir so 2 jaar. Nee, want julle doen regtig mooi relevante goed en jy weet nou dat ek hier was, is ek ook dankbaar vir die gemeenskap wat hier is en vir julle werk. Ons waardeer. Ek stem so Marcus het ons kom bederf. Ja. Die week. So thanks vir dit en baie dankie dat jy sulke mooi sweater top aan getrek het. Universiteit van Pretoria. Ek gaan nou niks sê daaroor nie. Ons gaan nou inzoom op die kamera. So dankie. Ons is lief vir die mense van Koffsie so. Ja. Dis okay. Ons het gedink om in ons pitstop volgend so 'n bietjie te reflekteer oor die week. So Pinkster is nog nie klaar, jy moet nog vanaand preek. Jy moet asseblief nog vanaand terugkom. Ek sal. So ons 'n bietjie gesels oor Pinkster, oor wat dit vir ons beteken het. Ek dink vir beide van ons. En dan ons nou so 'n bietjie gesels oor jou boek wat jy geskryf het, Groot Baby. Ja, soos Marcus gesê het, dink ek net die manier hoe jy eintlik na ons gemeente toe gekom het, regtig om ons te seën. Ek dink met dit op jou hart is en dit wat vir jou belangrik is, het vir ons baie beteken. Ek wil oor iets praat en ek het nou gister daar gedink, jy het die eerste aand so 'n bietjie gepraat oor vind God 'n gewone van slaap en wakker word, maar slaap en wakker word. En ons het eintlik gisteraand oor slaap praat 'n paar van ons daaroor en sê een van die vrouens, dit was nou die eerste keer wat sy regtig toe na haar kussing gevat het en gewag het om te slaap. En sy sê vir die Here, jy weet, dit is nou altyd vir my 'n battle. Maar ek gaan nou wag dat U my nou bederf met slaap. En dit was eintlik toe nou so 'n lekker gesprek. Maar waar dit nou eintlik vir my neergekom het, ek lê meeste aande saam met my kinders om aan die slaap te raak. Nou hulle is kleuters. En dit is eintlik net vir my so ironies dat hulle slaap veg. Hulle wag nie vir dit nie, hulle verwelkom dit glad nie, hulle wil dit nie hê in hulle lewe nie. En hulle veg dit 100%, hulle sal alles in hulle vermoë doen om nie te slaap nie. Ja. En ek dink eintlik net hoe gepas dit is oor dit wat jy gesê het, is oor ons innooi oor die Heilige Gees in ons lewe. Ons is baie keer, jy het gepraat oor dit, ons is baie toe baie keer vir dit ook. En so dit was nou lekker eintlik om dit so 'n bietjie deur te trek in die slaap. Meeste groot mense wil graag slaap, kinders sien nie die sin daarin nie. Ja. So ek dankie dat jy dit met ons kon deel het. Ek dink dit was lekker. Dit is 'n groot plesier. En dit is interessant om daar te gesels want ek dink baie mense sukkel met slaap. Ja. Baie mense sukkel met slaap en dit is vir baie mense 'n battle. En jy mis dan eintlik uit. Jy mis uit op iets wat die Here eintlik vir ons gee. En ek dink jy weet net vanuit ouerskapsperspektief is een van die grootste geskenke wat ons vir ons kinders kan gee is om hulle te leer om te slaap, né? En ons lewe in 'n samelewing, jy weet as jy TED Talks gaan kyk en net die topic van slaap net daarin is dit unbelievable om te sien hoe belangrik dit in 'n moderne samelewing is. So hulle praat van slaaphigiëne. Ja, en hoe dit eintlik ontbreek. En hoe dit ontbreek en dan ook, jy weet, ek het nou nie dit gesê nie, maar ek noem dit in die boek, is dat, jy weet, een van die kragtigste beskrywings van die dood in die Bybel is die ontslapenis. En een van my mentors het eendag so 'n mooi prentjie vir my gegee, wat met kinders ook so is, hulle fight slaap, maar partymal jol hulle so lekker, dat die prentjie wat hy vir my gegee het, is dat hy dink hiernamaals is soos 'n kind wat moeg gespeel is, en 'n pa of 'n ma wat die kind optel, en dan na sy kamer of haar kamer toe vat, en jy word wakker en jy is op 'n ander plek, jy weet, so, baie mooi hoe daai beeld, jy weet, ook 'n beeld is wat deel is eintlik van ons lewe en ons sterwe, ja. Maar ek weet, soos jy het nou gesê, jy het min geslaap gisteraand. Jy weet, en ek dink daar is ook daai tye waar ons, jy weet, slaap moeilik kom. Ek onthou, toe ons kinders klein was,
is een van die praktyke wat ek ingeoefen het, die ou Jesus gebed, Jesus Christus, Seun van God, wees my 'n sondaar jy weet genadig. En ek kan onthou partymal was ek mamoerig geweest, as ek dit mag sê. Jy weet, en dan, jy weet, is my frustrasievlakke so hoog geweest, maar dan met daai gebed, jy weet, in slapeloosheid kom ontmoet die Here mense ook maar so. Jy het gisterand so 'n bietjie gepraat oor, en dit sluit nou eintlik aan by slaap in 'n manier, gepraat oor jou ervaring spesifiek veral oor verslawendheid, addiction, en by jou, wat ek nogal 'n bietjie meer geresoneer het, is die feit dat jy workaholic geraak het. En ek dink, dit sluit aan by die slaap ding, is dat ons het, hoe minder jy rus, en hoe besigger jy is, hoe meer wen jy die lewe. Ek dink iewers het daai ratreis ding. Of dis wat aan ons verkoop word. Dit is wat aan ons verkoop word, is dat om hard te werk is 'n statussimbool. En om in te slaap en om te sê, ek het nou net 'n video gesien van 'n ou wat sê, asseblief, die mense wat sê hulle staan 4 uur in die oggend op, please stop. Ons dink nie jy is cool nie. Ons hou nie van jou nie. En ek kan onthou in my lewe ook was dit 'n ding, en ek het geresoneer met dit juist omdat ek dink nie te lank terug nie was dit ook maar 'n probleem met my, en veral met COVID hier, waar ons as baie mense het gerus in COVID, ons as predikante moes die kerk reinvent het en hoe om die evangelie oor te verkondig, en vir my was dit 'n tyd, my vrou sal ook dit sê, is dat ek het eintlik harder in COVID gewerk as enige ander tyd, en iewers het daai ding gesneeuwbal, tot wat jy presies gesê het, as ek nou aangaan soos ek nou aangaan, gaan ek nie kan nie. So ek wil eintlik bietjie, of jy bietjie kan reflekteer oor hoe breek mens daai mold van workaholism. Ja, ek dink die tekstuur van mense se addiction tot werk lyk natuurlik verskillend, so ek gaan net 'n bietjie praat uit my eie lewe. Ek dink die een ding wat ek moes leer is, alles hang nie altyd van my af nie. So om te kan stop en te weet, die wêreld gaan nie in mekaar inval nie. Die kerk kan nie op bestaan nie. Exactly, en dan ook wat daarmee saamgaan is om mense in te nooi om te kan help. Om te sê, hoor ek sukkel hiermee, of kan jy my asseblief hiermee help, is 2 goeters wat vir my nogal belangrik geraak het. Ek beskryf bietjie 'n ander hoofstuk in die boek, jy weet, oor die hoofstuk oor werk, dat ek dink een van die belangrikste goeters is ook om te weet, my werk is nie net dit waarvoor ek finansiëel vergoed word nie. So my werk is ook om 'n pa te wees en 'n man, en jy weet, om 'n vriend te wees, en so dit het my gehelp om ook bietjie na die pie chart te kyk van waar aanspandeer ek my energie. En dan die groot aspek wat ek probeer inoefen is om gereeld te stop, om 'n Sabbat te hê. Nou vir ons 3 wat nou predikante is dit nie 'n Sondag nie. Dis nou maar die tyd, jy weet, waar ons die meeste van ons werk doen, maar soos om 'n tyd te hê waar ek net kan sê, okay, hier doen ek nou net mooi niks. Eugene Peterson het my jare terug geleer dat dis 'n dag vir speel en gebed, playing and praying, 2 lekker allitererende P's in Engels. En ek dink dit help my. Dis I'm a work in progress, Marcus. So ek kry dit nie altyd reg nie. Ek dink baie van dit wat jy gepreek het oor, en ek dink wat jy bietjie vervat in jou boek ook, dis maar goed dat mens moet inoefen. Dit gaan nie gebeur, jy gaan nie in die oggende wakker word en onthou dat, terwyl dit was ek goed wat vir my uitgestaan het in jou boek, het is daai koffiegebed, dink ek. Yes. So terwyl jy jou koffie maak, jy weet nog lief is so koffie maak. Terwyl jy jou koffie maak, terwyl die ketel kook, staan ons daar in bid. Maar dit gaan nie gebeur nie. Dit is goed wat jy moet inoefen. En ek praat met baie mense baie keer, dan sê hulle my, dit voel so maklik. Maar dit is net geweldig moeilik. Dit voel amper te eenvoudig om waar te wees. Maar daar is soveel sin en soveel waarde daarin. Ja, ek dink ons is gekondisioneer deur 'n kultuur wat dit moeilik maak om in die teenoorgestelde rigting goed in te oefen. Verseker. So dit is, jy weet, dit is baie moeilik in die begin. Dis hoekom ons vriende nodig het, en ons het nodig om genadig met onsself ook te wees. My geestelike begeleier se groet na my altyd is, and now Tom, remember, be gentle with yourself. Maar om te weet, jy weet, dat daar is iets van ons groei en ons oopmaak van ons regte lewens teenoor die Here, wat met tyd saam is, jy weet. En partymal relapse ons, en dan gaan ons aan. Dis hoekom ons disippels genoem word, leerlinge. Ons hou nooit op leer nie. So,
Iets wat vir jou uitgestaan het in hierdie Pinkster, want so jou boek was nog nie geskryf in Pinkster in gedagte nie. Ja. Dit het jy mekaar uitgevind. Nee, ek dink dit was vir my goed geweest om bietjie te dink oor die Heilige Gees in die gewone, jy weet. Ek het eendag het ek gou my manuskrip deur ChatGPT gegooi en gesê kyk net gou waar het ek oral oor die Heilige Gees gepraat. Dit was vir my goed geweest om bietjie te reflekteer oor hoe selfs in my lewe ek nog steeds baie keer jy weet goed uit my eie krag uit probeer doen. So dit was net vir my opvallend geweest. Ek dink veral vir ons in die gereformeerde kerke, jy weet hoe belangrik dit is om nie net hierdie 10 dae, jy weet voor Pinkster te dink oor die Gees nie, maar te besef dat God se Gees met ons is. So ek het gevind met julle gemeentelede, jy weet is daar lekker gesprekke gewees. Daar's 'n openheid. Jy weet hoe ons die doopherinnering gedoen het, was daar groot, jy weet dit is nou mos maar goeders in ons tradisie, dink ek wat ons kan help om ook net ons geliefdheid op 'n materiële en 'n regte manier te kan ervaar, ja. Tot ook so laaste vraag. Jy beweeg nou wel 'n bietjie, jy was nou in die gemeente, jy het nou so 'n bietjie geskuif na Excelsius toe. As jy nou 'n bietjie na die kerk kyk en na die Christelike bewegings in Suid-Afrika en die ervaring wat hulle het vir dit wat aangaan, wat is jou ervaring? Wat dink jy, wat gaan ons uitdagings in die toekoms wees en wat maak jou opgewonde? Veral dan nou in terme van die invloed van die kerk in ons huidige samelewing. Ek dink vir ons as NG Kerk is een van die belangrikste uitdagings dat ons moet met die ander maatjies speel. Ons is nou 4% blankes in die land. En so ek dink die kerklandskap is ongelooflike ryk landskap, buite die NG Kerk ook. En so, jy weet, ek dink vir ons kinders en ons jy weet die toekoms van die kerk is dit so belangrik dat ons regtig betrokke raak in die groter bewegings van die kerke. Jy weet, ons sit hier in Gauteng en hier is ongelooflike mooi goed aan die gang. Ek dink ook ons is in 'n tyd en julle beleef dit met julle kinders ook. Ek onthou, jy weet, toe Leem op laerskool was en Tyla, jy weet, was daar van hulle maatjies wat nie groot word met enige sin van wat dit beteken om 'n Christen te wees nie. So ek onthou een keer het hy huis toe gekom en Leem en toe sê pappa, 'n kind het vir my gesê, hoe is dit om 'n pappa te hê wat vee stories en vee verhale vertel vir 'n lewe. Jy weet, so ek dink ons is in 'n era ook waar om regtig 'n Christen te wees en Jesus te volg, dit is nie die norm nie. Maar dit maak dit ook jy weet 'n exciting avontuur. So ek dink, jy weet, vir ons as volgelinge van Jesus om te weet, jy weet, ons is lig in die duisternis en ons lewe 'n alternatiewe lewe. En daai lewe kan goed en mooi wees. En ek dink dis wat ek sien, jy weet. Baie kerke word kleiner, maar dit is nie noodwendig 'n slegte ding, dink ek nie. Ek dink deel van die uitdaging is hoe kan ons getrou wees en kreatief leef met die geskenke wat ons gekry het. Ja. Ons wil afsluit met jou boek. So, jy het ons nou so 'n bietjie saamgevat oor slaap en wakker word. Dit was dit definitief geraak in ons gemeente, dink ek. Gisterand het jy 'n bietjie gesels oor soektogte en ons het toe nou saam besluit jy gesels oor speel en lag. So ek wil nie noodwendig daaroor praat nie. Maar jy het 'n hele paar ander goed wat vir jou belangrik was. Was en reiniging, etenstafels, reis en werk. Ek weet dit is vir party mense nogal 'n groot ding. Baie oor seer en trane, genesing en rus en dan lewe en sterwe. So ek het 2 vrae en dan kan ons daarmee eindig. Ons het baie sterftes, baie verlies gehad die afgelope tyd in ons gemeente, baie begrafnis gehou. So hoe vind ons God in dit? Ek dink ek kan ook vir ons net so 'n bietjie reflekteer oor dit. En dan het ek nou vir jou gesê, ek gaan vir jou vra, wat is jou gunsteling? So nie jou gunsteling hoofstuk nie, dit sal te moeilik wees, maar wat is kom vir jou die maklikste amper om God in die gewone te vind? In 'n gewone dag of in 'n gewone lewe, wat kom vir jou heel maklik? Ek kan vir ons daarmee eindig. Ja, so ek dink die hoofstuk wat gaan oor trane en seer, jy weet, is vir my iets wat in my eie lewe ook, jy weet, ek het beide my ouers verloor, jy weet, my kinders moes deur dit gaan, en ek dink die manier hoe ons God daarin vind, is deur eerlik te wees oor die hartseer en die pyn. Jy weet, dit is vir my fascinerend, die heel eerste interaksie wat Jesus het, na sy opstanding, is daar 'n vraag wat hy vra vir Maria, en dit is, hoekom huil jy?
En dis nie 'n veroordelende vraag nie, jy weet, en ek dink ons almal huil. Ek vertel die storie in die boek van 'n vriend van my, 'n predikant wat my baie gehelp het deur te sê dat een van die belangrikste goed wat ons as Christene moet onthou is dat elkeen staan langs hulle eie poel van trane. En ek dink om eerlik te wees daaroor is belangrik. En ons sien dit in die psalms, jy weet, so ek dink om plekke te hê waar ons nie net hoef te sê dit gaan great nie, maar in ons gebede en in ons gesprekke, jy weet, met dit te kan deel, so julle wat nou baie begrafnisse gehad het en van julle lidmate, jy weet wat deur daai pyn is. Ek dink om eerlik te wees oor die verlies is verskriklik belangrik, maar ook om te weet dat Christus en jy weet die een van die name van die Heilige Gees is trooster. Jy weet dat die Heilige Gees ook ons kom troos in daai tye. So ja, ek dink jy weet hierdie seisoen waarin ons nou is van die opstanding help ons natuurlik ook om te treur, maar ook te kan treur met hoop, jy weet, en te weet this is not the end. Daar's ietsie anderster. Okay. Ja, en dan vir my om God in die gewone te vind, die maklikste vir my is in die skepping. Ek is mal daaroor om buite te wees. Maar jy het gesê om stap in die berge. Absoluut. So selfs hier in Johannesburg in die deel waar ek lewe is nou nie. Ek weet ons het baie bome, né? Dit kan ons vir mekaar. Meer jacaranda bome as Pretoria. Exactly. Ja, maar so vir my om buite te wees help my. Jy weet so ons het 2 parke daar naby my huis, Emerentia en Delta, en ek het in albei van daai lekker draf en staproetes. Cool. En dis 'n groot deel van my koneksie met die Here is om God in die skepping ook raak te sien. So, ja. Okay. Baie dankie vir jou wysheid en jou invloed en jou werk en jou bediening. Die kerk het dit nodig en ons waardeer dit en dit was nou vir ons lekker 'n bietjie nader aan dit betrokke te wees. Nou, baie seën vir jou werk ook. Omdat ek selfs is en met die gemeente. Dit was regtig ons 'n blessing om hier by ons te hê. En dit is vir my lekker om julle as kollegas te hê en te sien hoe die Here julle ook hier gebruik en julle is 'n geskenk in hierdie gemeenskap. En miskien maar net vir julle lidmate ook sê dat hier iets moois wat hier gebeur en julle kan die Here dank daarvoor. Dankie. So dankie vir julle getuienis ook. Dankie. Baie seën vir julle ook, vir jou week verder en jou journey. En soos Tom sê, vind God in die gewone. Tada. Mooi bly.